Goeiemôre, liewe familie. Wat 'n voorreg om vanmôre hier te kan wees. Om in die huis van die Here saam te kan wees vanmôre op hierdie besonderse lekker koel oggend. Seker julle sal met my saamstem, hierdie week was 'n baie lekker somersweek gewees. Dit was nou 'n fantastiese somer, so ek die somer sou wou hê. Maar dit was ongelooflik, die reën, die koelte, die bietjie afkoel, die skoon was. As my net iets besonders aan as dit reën en nou is in die reën, jy moet mos nou soms moet jy nou buitentoe gaan en dan reën dit per ongeluk. Dan is dit vir my net weer opnuut 'n herinnering aan my doop. Dis daai skoon was wat in die Here Jesus gebeur het vir ons. En wat 'n voorreg dat ons aarde ook so geseën kon word hierdie tyd wat verby is. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie week was een van daai weke. Nee, en ek dink as 'n mens dit sê, dan weet jy wat dit beteken. Jy weet, dis een van daai, ons het verlede jaar ergens 'n erediens gehad rondom rollercoasters van die lewe. Onthou julle wat die Afrikaanse woord vir 'n rollercoaster is? Onthou julle? 'n Wipwaandjie. Die wipwaandjies van die lewe. En hierdie week was so 'n week. Want hierdie week was gevul met goed wat so gegaan het. Ek het die voorreg gehad om hierdie week fees te vier saam met mense wat hulle eerste kleinkind verwelkom het. Voorreg gehad om in die midweek hierdie ongelooflike gesprekke te kon hê oor die Heilige Gees en die liefde van die Here vir ons as mense. Maar ook die hartseer deel van hierdie week gehad waar ons woensdagmiddag oom Ben Fourie se begrafnis moes hou hier in die kerk, gisteroggend oom Janie Jacobs, die hartverskeurende nuus van Dave Maree wat so ontydig weggevat is. En hierdie was een van daai weke wat so gemaak het. Want dan gaan dit is lekker en dis opwindend. En dan is hy weer hier. Ek het in een dag gegaan van die gedenkdiens hier in die kerk na hierdie ongelooflike midweek toe, na 'n ongelooflike gesprek met 'n nuwe lidmate wat nou deel van die gemeente word. Na huis toe gegaan na my vrou, my dogtertjie en my seentjie wat siek is, wat nie lekker voel nie, op en af, die hele week. En ek is seker baie van ons kan getuig dat hierdie week en soveel ander weke was vir jou so. Dalk nie hierdie week nie, maar dalk 'n vorige week. Dalk 'n week wat nog kom, ons weet nie. Maar ek het hierdie week baie, soos ek sê, in die wipbandjie rondgery. En ek het baie gewonder oor hoe sal 'n ou nou iets sin maak daarvan, van al hierdie goed wat gebeur het, die lekker, die sleg, die mooi, die lelik. En dit was vir my ongelooflike, ek wil sê amper sê openbaring, toe ek ergens in my voorbereiding vir vanmôre se diens die apostoliese geloofsbelijdenis net gaan deurlees. Want die apostoliese geloofsbelijdenis vat ons geloof mos nou vir ons saam. En dit bind ons geloof vir ons in 'n kort, verstaanbare manier. En wanneer ons met dit te doen het ons weer te doen met die ewigheid, die ewige openbaring van die Heilige Here. En hierdie apostoliese geloofsbelijdenis spesifiek het hierdie week vir my deur al hierdie momente gevat. Deur al hierdie op en af het die geloofsbelijdenis my gedra, omdat dit vir my die sekerheid gegee het aan wie ek behoort. En dat die golwe van die lewe gaan kom, en die op en die af gaan kom, maar dat die Here 'n konstante bly, is wat my deur hierdie week gedra het. So ek gaan vir ons die apostoliese geloofsbelijdenis voorhou
vanmôre as 'n antwoord op hierdie week. En miskien het jy dit ook nodig, miskien het jy dit in die toekoms nodig. En mag dit dan vir jou die realiteit wees. En ek gaan dit vir ons as 'n amper tipe van 'n gebed voorhou. So ek nooi jou uit om daar waar jy is, jou oë toe te maak en net die woorde weer te hoor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Familie, ek groet julle in daai naam, in daai woorde. Mag die Here 'n konstante in jou lewe ook wees. Baie welkom in vanmôre se erediens. Kom ons bid saam. Here, as ons nou hier voor die woord kom staan, bid ons Here dat U met ons sal praat, dat ons U stem sal hoor en dat U waarheid ons waarheid word. Dankie Here dat ons op 'n oggend soos vanmôre by mekaar kan wees. Here, en ons dra almal op wat nie saam met ons kan wees nie. Dra ons hele gemeente, ons dorp, ons land aan U op. Mag U genade altyd genoeg wees. Seën ons ook in hierdie moment, in hierdie oomblik, Here. Maak ons harte stil en laat ons U beleef. Amen. Ek het so 'n bietjie verkeerd gepraat, nou, ekskuus daaroor. Vanmôre is nie die eerste Sondag in lydenstyd nie. Volgende Sondag is offisieel die eerste Sondag in lydenstyd. So vanmôre is ons so half by 'n inleiding tot lydenstyd wat dan nou Woensdag offisieel begin en dan van daar af is dit die Sondag van lydenstyd tot en met Paasnaweek wat dan nou daai eerste naweek in April sal wees. So as ons vanmôre kom staan ons op die drempel van lydenstyd. Net voor ons in lydenstyd ingaan. In die kerklike jaar, die kerklike kalender, neem ons nou doelbewus op 'n pad of op 'n reis wat nie lig is nie. Want hierdie pad van lydenstyd loop met selfondersoek hand aan hand. Loop deur belydenisse, deur stilte en eintlik loop dit onder die skaduwee van Golgotha. En ons beweeg op 'n manier saam met Jesus na Jerusalem toe. Maar ons teks vanmôre, wat ons gaan saam lees oor 'n oomblik, is nie 'n donker teks nie. Dit is nie 'n toneel uit die tuin van Getsemane uit nie, dis nie 'n voorspelling van Judas se verraaiing nie, dis nie die aankondiging van die lyding waardeur Jesus moet gaan, soos wat ons later gaan sien nie. Dit is eerder 'n absolute uitbarsting van vreugde. Ons lees in Lukas 10, vers 21 tot 24, die volgende. Op daardie oomblik het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel en gesê: Ek loof U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het. Ja, Vader, want so het U dit goed gevind. Alles is deur my Vader aan my toevertrou en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. En niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun hom bekend wil maak.
Toe hulle op hulle eie was, het Jesus na sy disippels gedraai en vir hulle gesê: "Gelukkig is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings sou graag wou sien wat julle sien, maar het nie gesien nie, en sou graag wou hoor wat julle hoor, en hulle het nie gehoor nie." Nou ons lees vanmôre net tot sover. Familie, as ons hierdie woorde op 'n half oppervlakkige manier lees, dan voel dit vir ons, maar hoe pas dit nou in hierdie hele lydenstyd prentjie in die verhaal van lydenstyd? Maar as ons dit gaan plaas daar waar dit staan in die Lukas Evangelie, dan sal ons die dieper betekenis van hierdie teks agterkom. En verlede week het ons ook vir 'n oomblik by Lukas 9 vers 51 stilgestaan toe ons daar gelees het dat dit is 'n draaipunt in die evangelie. Lukas 9 vers 51 wat hierdie absolute draaipunt is, want ons lees daar dat Jesus het hom vasberade sy gesig gedraai na Jerusalem toe. Dis nou parafraseer. Daai sin verander die hele prentjie. Want van daai oomblik af lees ons dat Jesus is op pad na Jerusalem toe. En die Griekse woord is wat vertaal word, moet eintlik vertaal word as hy het sy gesig verhard op hierdie pad. Bedoelende niks sal hom van hierdie pad af kan haal nie. En ons draai daar in die verhaal van die evangelie, want Jesus begin doelgerig na die kruis toe stap. Hy gaan nie per ongeluk daarin toe nie. Hy draai nie toevallig na Jerusalem toe nie. Hy stel sy gesig op Jerusalem. Dis 'n besluit wat in gehoorsaamheid geneem word. Dis 'n doelgerigte beweging na hierdie plek van lyding toe. Nou ons teks wat ons nou net saam gelees het, gebeur mos nou na hierdie draaipunt. Na 9:51. Die reis wat Jesus dan nou daar begin, is al aan die gang. Die skaduwee van Jerusalem, die skaduwee van die kruis, lê eintlik van hier af vorentoe oor hierdie verhaal. En in die begin van hoofstuk 10 lees ons die uitstuur van die 72 disippels. Lees ons dat hulle vooruitgestuur word na die dorpe toe waarin Jesus self sou gegaan het op hierdie reis wat hy dan nou meemaak, en hulle word gestuur met hierdie ongelooflike boodskap van vrede, met 'n boodskap van genesing, met 'n aankondiging wat sê die koninkryk van God het naby gekom. En dan kom hulle terug, lees ons ook in Lukas 10, en hulle is opgewonde. Hulle sê, Here, die bose geeste onderwerp hulle aan ons in U naam. En nou besef, hier's momentum. Hier's beweging. Daar's deurbrake in Jesus se bediening op aarde, en daar's hierdie gevoel wat heers dat God se koninkryk besig is om deur te breek op 'n sigbare, konkrete manier. En dan lees ons, gaan gou aan die teks toe, asseblief, by eerste sin. In daardie tyd. 'n ander vertaling, die ou vertaling, vertaal dit as in daardie uur. Die 83 dink ek vertaal dit as op daardie oomblik. Bars Jesus in vreugde uit. Hierdie uitbarsting van vreugde gebeur terwyl Jesus reeds op pad is na die kruis toe. Dis nie 'n naïewe vreugde hierdie nie. Dis nie onkunde oor wat vir hom wag nie. Dis vreugde in die middel van hierdie pad van lyding wat hy gestap het. En dis presies hoekom ons vanmôre by hierdie teks stil staan voor ons met lydingstyd begin. Hy het in die Heilige Gees in vreugde uitgejubel, lees ons. Ons sien ietsie ongelooflik besonders in daai sinnetjie, die seun wat in die Gees jubel en die Vader prys. En in daai oomblik word dit vir ons 'n openbaring van die drie-enige God. Die heiligheid van die drie-enige God. Want Jesus se vreugde hier is nie emosionele opwinding nie. Dis teologiese vreugde. Dis vreugde oor die Vader se verlossingsplan wat besig is om te ontvou. Ek prys U, Here van die hemel en aarde. En ons sien hierdie werking binne in die drie eenheid. Baie mooi hierso.
Jesus sê, ek ken hom, en hy ken my. Ek weet wat kom, en ek juig daaroor. Dit wat voor lê, die kruis, die verhoor, die kruis, die alles, is nie net goed wat gebeur nie, dis nie buite beheer nie, want die Here van die hemel en die aarde is besig om sy plan te laat werk. En Jesus jubel daaroor. En voordat ons in lydenstyd op die pyn van Jesus se reis begin fokus, op die pyn van die kruis, die seer van die kruis begin fokus, moet ons eers hoor dat die kruis, hierdie hele lydenspad van Christus is ingebed in dit wat die Here goed gevind het, soos ons hier lees. In die 53 vertaling vertaal dit as Vader, want dit was u welbehae, u welbehae. 'n Ou Afrikaanse woord, mooi woord. Dit wys op God se goeie en sy genadige voorneme in hierdie plan wat vorentoe gaan. Want die verlossingsplan wat God in werking sit deur Jesus se lewe, deur Jesus se pad, is nie 'n noodreaksie op iets nie. Dis nie 'n plan B nie. Dit was God se plan van die begin af, en daarom kan ons lees dat Jesus uitjubel van vreugde voordat hy by die kruis kom. En Jesus spesifiseer nogals mooi vir ons waarvoor hy die Vader dan nou loof en prys in hierdie oomblik. En ons lees daar, hy sê dat hy hierdie dinge vir die wyses en die verstandige mense weggesteek het en dit aan die kindertjies bekend gemaak het. En in daai sin word die radikale aard van God se koninkryk sigbaar vir ons. Want in ons wêreld funksioneer kennis deur prestasie. Status bring toegang, invloed bring insig. Maar in God se koninkryk werk dit anders. Jesus sê dat hy dit aan die kindertjies openbaar het. Wat moet ons hier hoor? Dis nie 'n romantisering van onkunde of van ongeletterdheid of wat ook al nie. Dis 'n beskrywing van afhanklikheid. Want ons kinders is afhanklik van ons. Die skrifgeleerders, die fariseërs van Jesus se tyd, het hulle self as die wyses en die verstandiges beskou, presies die waarvan Jesus hierso praat. Hulle het gedink of gesê en geglo, hulle verstaan God se wet, maar dis juis hulle wat as gevolg van hulle, ek wil amper sê onkunde, in hulle slimheid, uiteindelik die kruis in werking sit. En intussen begin eenvoudige vissermanne, sondige tollenaars en absolute randfigure iets sien wat hierdie elite van die samelewing miskyk. En daar lê vir ons die diep ironie van ons geloof. En ons sien dit hier. Die mense wat dink hulle verstaan God, mis hom. En die mense wat weet hulle het hom nodig, ontvang hom. En dit is hoe die kruis werk. Paulus skryf later in een van sy briewe skryf hy dat die kruis vir die wêreld dwaasheid is, maar vir die wat gered word, is dit die absolute krag van God. In lydenstyd waarna ons nou ingaan, konfronteer ons met die vraag, hoe benader ons die kruis? Benader ons die kruis as wyse en verstandige ontleeders of as afhanklike kinders? Nee, Jesus verheug hom in daai oomblik dat die Vader se koninkryk nie gebou is op menslike selfvertroue en kennis nie, maar op die genadige openbaring van die Here af. En dan sê Jesus 'n sinnetjie wat seker een van die diepste christologiese uitsprake in die Lukas Evangelies is. Alles is deur die Vader aan my gegee. En niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. En ons word ingenooi tot die
op 'n manier tot die binnekamer van die verhouding tussen die Vader en die Seun. Hierdie wederkerige kennis van mekaar is eksklusief. Jesus sê, niemand ken die Seun volkome nie, behalwe die Vader, en niemand ken die Vader volkome nie, behalwe die Seun. En dan daai skokkende halfsinnetjie daar aan die einde wat sê, die Seun openbaar die Vader aan wie hy wil. Die openbaring wat ons ontvang is nie 'n menslike prestasie nie, dis 'n goddelike daad. En hierdie openbaring bereik sy hoogtepunt in Jerusalem, aan die kruis. Ons lees in Lukas 23, nou so eentjie later, lees ons van 'n Romeinse offisier, 'n buitestander, iemand wat eintlik verantwoordelik was vir die kruisiging wat plaasgevind het, en hy staan daar onder die kruis en hy sê, waarlik was hierdie man onskuldig. En daar in daai oomblik begin openbaring deurbreek. Want die kruis, familie, is nie net die plek van versoening nie, maar dis ook die plek van openbaring. Want in daai oomblik sien ons wie God is. Nie hierdie tiran nie, nie hierdie afsydige God nie, maar 'n God wat homself gee vir ons. En wanneer ons lydenstyd begin, moet ons onthou, ons kyk nie net na Jesus as 'n martelaar vir ons nie. Ons kyk na die Seun wat die Vader aan ons bekend maak. En dan draai Jesus in die laaste gedeelte na sy disippels toe en hy sê, gelukkig is die oë wat sien wat julle sien. Gelukkig is julle wat julle hoor. 'n Verklaring van seën, 'n saligspreking, as ou dit nou so kan noem. En hy plaas sy disippels in die groot lyn van die heilsgeskiedenis van God met sy volk op pad, want hy plaas hulle in dieselfde lyn as die profete en die konings wat voor hulle gekom het. Wanneer hy vir hulle sê, baie van die profete en konings sou wou gesien het wat julle sien, en hulle het nie, wou gehoor het wat julle hoor en hulle het nie. Ons dink aan Jesaja wat lank voor hierdie die lydende dienaar voorspel het, aan Dawid wat baie lank voor hierdie gesing het van 'n koning wat vir ewig sal regeer, aan Abraham wat deur die tyd al gesien het die dag van Christus is aan die kom. Eeue lank het die volk van God gewag. En nou leef die disippels in die vervulling van dit. En ons vandag leef nog 'n tree verder aan die vervulde kant. Ons kyk nie vooruit na die kruis toe nie, ons kyk terug. Want ons weet wat op Paasoggend gebeur het. Ons weet wat op Paasondag gebeur het met die leë graf. Ons weet wat by Pinkster gebeur het. En Jesus sê vir ons ook, gelukkig is julle oë wat sien wat julle sien. Maar sien ons dit nog? Het bekendheid met die verhaal nie dalk ons bietjie blind begin maak vir wat dit voorstaan nie. Lydenstyd is 'n oefening in 'n hernuwing van ons sig. Dit bring ons tot stilstand sodat ons weer kan kyk. Dit ruk ons tot stilte sodat ons weer kan hoor. En ons begin lydenstyd met 'n uitroep van vreugde. Want die kruis is nie 'n noodlottige ongeluk gewees nie. Dit was die vervulling van die Vader se welbehae. Dit is die gehoorsame stap van die Seun en dit is die plek waar openbaring en versoening mekaar ontmoet het. Ons het verlede week ook hierdie teks aangehaal en ek doen dit weer. In Hebreërs lees ons dat hy het ter wille van die vreugde wat voor hom gelê het, die kruis verduur. En daai vreugde ontmoet ons vir die eerste keer hier in Lukas 10. Jesus sien die eerste vrugte van die koninkryk wanneer hy hierdie woorde sê. Hy sien disippels wat begin verstaan, hy sien die Vader se plan wat besig is om te ontvou. En terwyl hy jubel, weet hy Jerusalem wag. Weet hy verwerping wag. Weet hy lyding wag. Maar hy weet ook wat ander kan dit lê. En daarom is daar vreugde in die kruis, voor die kruis. En dit verander hoe ons lydenstyd behoort te beleef.
Want dit is nie 'n seisoen van hopeloosheid of swaarmoedigheid nie. Dis eerder 'n seisoen van ernstige, hoopvolle toewyding. Want ons neem hierdie ernstig op, ons neem sonde ernstig op, ons neem bekering ernstig op, maar ons doen dit binne in die groter raamwerk van God se verlossingsvreugde. En familie, terwyl ons vandag hierdie reis aanpak vir 2026, hoor ons nie die hamerklanke van Golgotha nie. Ons hoor in die eerste plek die stem van die Seun wat die Vader prys. Ons hoor vreugde. Vreugde oor 'n plan wat van die ewigheid af vasgestel is. Vreugde oor die openbaring wat aan die afhanklikes gebeur. Vreugde oor oë wat begin sien en vreugde wat die kruis vooruitloop. Familie, mag ons in hierdie lydenstyd soos kinders wees. Mag ons weer leer om soos kinders te ontvang, weer leer om soos kinders te kyk en te sien, weer leer om die kruis nie as 'n vanselfsprekende te hanteer nie, maar eerder as die middelpunt van God se openbaring aan die mens. En mag ons, soos Jesus, ons vertroue plaas in die Vader, die Here van die hemel en aarde, wat sy welbehae uitvoer, selfs wanneer hierdie pad deur Golgotha loop. Vreugde voor die kruis. En juist daarom hoop op pad na die kruis toe. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier waar ons nou in die kerklike jaar hierdie tyd betree, waar ons saam met U weer op reis is Jerusalem toe. Ken ons die verhaal, Here. Ken ons dit wat gebeur het, dit wat U gedoen het. En sê ons dankie. Maar dankie ook, Here, dat ons vanmôre kan begin deur hierdie reis te begin in dieselfde woorde, in dieselfde vreugde waarmee U dit begin het. En help ons, Here, om deur hierdie lydenstyd op pad Paasnaweek toe met hierdie vreugde saam met U te loop. Dankie, Here, dat U vir ons wys hoe lief U ons het. Dat U vir ons wys hoe ons behoort te leef en dat U ons vooruit gegaan het. Seën ons elkeen, Here, in hierdie week wat vir ons voorlê. Mag U genade altyd vir ons genoeg wees. Dankie vir U liefde, Here. Amen.